Nou is ons vanaand by Daniël hoofstuk 8. En ek dink wat belangrik is, om vanaand net vir u te sê, kyk gou vinnig, blaai gou vinnig saam met my na Daniël hoofstuk 2 toe. Daniël 2 vers 4. Daniël hoofstuk 1 is geskryf in Hebreëus, en die eerste 3 verse plus 'n gedeelte van vers 4 is geskryf in Hebreëus, maar dan kyk na Daniël 2 vers 4, daar tussen hakkies sal u sien staan Aramees. Van daar af, tot en met die einde, Daniël 7 vers 28, is die boek Daniël geskryf in Aramees. Dit is die taal van die Galdeërs. Nou hier in hoofstuk 8, begin Daniël weer om in Hebreëus te skryf. Hoekom sou hy so iets doen? Hoekom in Aramees skryf en dan gaan hy weer terug om in Hebreëus te skryf? Aramees was daardie tyd mos nou die wêreldtaal gewees. Amper soos Engels of Frans vandag is. Jy kan oral gaan, iewers te gaan iemand Engels ten minste kan verstaan, of as jy opgaan in Afrika of in Kanada, iewers te gaan jy ook Frans hoor. 'n soort wêreldtaal was Aramees gewees. En wanneer die wêreldryke beskryf word, dan word dit in die wêreldtaal aan die mense gesê, sodat die nasies kan weet wat oor die wêreld kom. Maar nou in Daniël 8, wanneer hy in Hebreëus praat, is dit asof Daniël sê, ek wil nie hê die Jode moet nou lost in translation word nie. Hulle moet nie nou iewerste in 'n taal verwar word om te kan sê hulle verstaan nie, want Daniël 8 wys veral op die Jode. Daarom skryf hy weer in Hebreëus dat hulle almal sal verstaan, niemand moet nou iets mis nie. Kom ons lees Daniël hoofstuk 8. In die 3de jaar van die regering van koning Belsasar, het aan my Daniël 'n gesig verskyn na die een wat die vorige keer aan my verskyn het. Ek het naamlik in die gesig gesien terwyl ek kyk, was ek in die vesting Susan wat in die provinsie Elam lê, en ek het in die gesig gesien dat ek my aan die Ila rivier bevind het. En ek het my oë opgeslaan en gesien en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier, en hy het 2 horings gehad. En die 2 horings was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom. Ek het die ram sien stoot na die weste, en na die noorde, en na die suide. En al die diere kon voor hom nie stand hou nie, en daar was niemand wat uit sy mag kon gered het nie. Maar hy het gedoen net wat hy wou, en het magtig geword. Terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak, en die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad. En hy het na die ram met die 2 horings aangekom, wat ek voor die rivier sien staan het, en hom in die woede van sy kragstorm geloop. En ek het hom gesien, hoe hy tot by die ram kom en op hom verbitterd word, en die ram stoot, en sy 2 horings verbreek. En daar was geen krag in die ram om voor hom stand te hou nie, sodat hy hom teen die grond gegooi en hom vertrap het, en daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het nie. En die bok het uitermate magtig geword, maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek, en 4 aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die 4 windstreke van die hemel. En uit een van die het 'n horing eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die pragtige land toe. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel, en het sommige van die leer, naamlik van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap. Selfs tot by die vors van die leer het
dit groot geword, sodat die voortdurende offer hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is, en 'n leer is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. Toe hoor ek 'n heilige spreek, en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. En hy het vir my gesê, 2300 aande en môres. Dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En toe ek, Daniël, die gesig gesien het ek probeer om dit te verstaan. En kyk, daar het iemand voor my gestaan wat soos 'n man gelyk het. En ek het 'n mensestem gehoor uit die Ulai, wat geroep en gesê het, Gabriël, laat hierdie een die gesig verstaan. Toe kom hy by my staanplek, en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval, en hy het vir my gesê, let op, mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. En terwyl hy met my spreek, het ek bewusteloos met my aangesig op die grond geval. Toe het hy my aangeroer en my op my staanplek opgerig en gesê, kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde. Die ram wat jy gesien het met die 2 horings is die konings van die Meders en die Perse. En die harige bok is die koning van Griekeland. En die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning. En dat dit gebreek is en 4 in sy plek ontstaan het, 4 koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat vol gemaak het, sal 'n koning optree, hard van aangesig en wat lustige streke verstaan. En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie. En hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer. En hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges. En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg. En hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig. Ja, optree teen die vors van die vorste. Maar hy sal sonder toedoen van mense hand verbreek word en die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid en jy hou die gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms. En ek, Daniël, was gedaan en was daarlank siek. Daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie. Vriende, hier in Daniël 8 is ons nou 2 jaar later as die gesig wat gesien is in Daniël hoofstuk 7. Dit is nou die 3de jaar van koning Belsasar. So 12 jaar voordat die Babyloniese ryk tot 'n einde gekom het, is Daniël hier aan die woord en hy voorsien weer dinge wat in die toekoms gaan gebeur. Hy beleef dit. En as ons hierdie gedeelte bestudeer, dan sien ons weer eens die uitermate indruk wat dit op Daniël se lewe gehad het. Die emosionele las wat hy moes dra toe hy hierdie dinge gesien het en ingesien het. Ek meen, die engel Gabriël verskyn aan hom en dat hy daarop bewusteloos geword het. Hy het op die grond geval, bewusteloos.
Daarom natuurlik glo ek nie mense as hulle sommer vir my vertel 'n engel het aan hulle verskyn of God het aan hulle verskyn nie, want dit is so casual as hulle dit sê, soos die een ou sê, nie as ek op pad werk toe is, dan kom sit die Here hier langs hom en ry hulle en praat hulle nou so, ek het dit al een keer vir u gesê, as dit met my gebeur, sal ek die kar omgooi. Hier vind ons dat 'n engel aan Daniël verskyn en dit was 'n verskriklike ontmoeting, soveel so dat hy bewusteloos geword het. Dan vind ons hier in die gedeelte wat ons gelees het in vers 27, die uitwerking van die dinge wat hy beleef het hom vir dae lank siek gemaak. Om hierdie gesig in te sien en te verstaan, nadat hy daaroor uitgevra het, en hy sien die wreedheid van dit wat ons eintlik hier gelees het, dat daar 'n fokuspunt is en dit is die pragtige land. Hy sien dinge wat oor sy volk gaan kom, wreedheid, wat oor sy mense gaan kom, en dit maak hom naar, dit maak hom siek, dit maak hom angsbevange. Ons lees ook in vers 27 dat hy verstom was. Dis nie net bloot dat hy verbaas was nie, maar dat sy woorde letterlik uit hom uitgeruk is. Hy was stom geslaan. Hy het nie woorde gehad om te praat nie. Hy het nie geweet wat om te dink nie. Dit was swaar om te dra. En dan is die vraag, terwyl Daniël homself dan nou hier by die Ulai rivier bevind, dit is so 300 kilometer oos van die groot stad Babel, in die vesting Susan. Dis die hoofstad vorentoe heen wysend van die Mede-Persiese ryk. Hy staan daar aan die walle van die rivier by die vesting Susan en hy het 'n gesig gesien. Hy is in sy visioen daar by hierdie rivier en hy sien in die eerste plek 'n skaapram. Vers 3 wat ons gelees het. En ek het my oë opgeslaan en gesien en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier en hy het 2 horings gehad en die 2 horings was hoog, ook was die een hoër as die ander en die hoogste een het laaste uitgekom. Ons het nou al reeds gelees dat Daniël 8 vers 20 sê dat hierdie skaapram wys op die Mede-Persiese ryk. Hoë horings, 2 horings wat hierdie skaapram gehad het, en let op dat die een horing groter is as die ander horing. Hierdie horing wat groter is as die ander een is natuurlik die Persiese ryk. So het ons ook gevind in Daniël hoofstuk 7 dat die beer, wat ook 'n beskrywing is van die Mede-Persiese ryk, aan die een kant opgerig is. Dit beskryf die Persiese ryk wat die sterkste vennoot in hierdie bondgenootskap was. Maar ons vind ook dat hy laaste uitgekom het, hierdie horing, maar uiteindelik groter geword het, en so was dit ook in die geskiedenis. Die Meders was die eerste sterk ryk, en het bewind gekry, maar hulle het hierdie bondgenoot, die Perse gehad, wat uiteindelik saam met hulle in bondgenootskap was, maar wat toe in die einde groter geword het, die Persiese ryk. Dit is as ons na hierdie skaapram se voorkoms kyk, dan beskryf dit vir ons die geskiedenis presies soos dit in hierdie bondgenootskap gebeur het. Maar dan, hierdie skaapram se aksies. Daniël sien 12 jaar vorentoe, hy is nou hier in die 3de jaar van koning Belsassar, en hier by die 14de jaar van Belsassar het die ryk tot 'n einde gekom. Hy sien vorentoe dat daar 'n skaapram sal wees en hy sien hom stoot. Hy sien hom stoot in verskillende rigtings. Ek het die ram sien stoot na die weste en na die noorde en na die suide. Onthou nou, in Daniël hoofstuk 7 het die beer hoeveel ribbebene in sy bek gehad? 3 ribbebene in sy bek. Nou lees ons hier uit gestoot na die weste, noorde en suide. Dis 'n heenwysing na daardie 3 ribbebene wat in sy bek was,
die koninkryke van Lydië, Babel en Egipte. Hierdie 3 ryke wat die Mede-Persiese ryk moes verwoes het, sodat hulle wêreldheerskappy kon kry. Hierdie ram stoot en hy druk uit 'n magtige groot nasie. Selfs vandag nog, as hulle opgrawings doen, dan sien hulle die mag van die Mede-Persiese ryk en veral die Persiese ryk, hoe groot hulle oor die wêreld geraak het om hulle heerskappy oor die wêreld te bring. Selfs vandag nog is studente van die geskiedenis gefassineer deur die Persiese ryk, die konings van Persië. Daar is 'n hele paar van hulle, Ahasveros, Xerxes of Darius, die eerste, die tweede en die derde, groot konings wat oor hierdie ryk gekom het. Maar Daniël sien nie net na hulle begin 12 jaar vorentoe nie, hy sien verder 220 jaar vorentoe. Wanneer hierdie skaapram uiteindelik in 331 voor Christus doodgemaak sal word. Daniël sien 'n harige bokram wat op hierdie Mede-Persiese ryk afkom. Hierdie bokram is so vinnig en so haastig, het ons hier gelees, dat sy voete nie eens aan die grond raak nie. Met 'n geweldige hoë spoed en tempo word die Mede-Persiese ryk uiteindelik platgeslaan. Ons het hier gelees in hierdie hoofstuk 8 van Daniël, dat die Mede-Persiese ryk, hierdie skaapram, uiteindelik moeg geword het. Hy het sy krag verloor, soos 2 wat teen mekaar veg en die een verloor uiteindelik sy krag. Hy het nie meer energie nie. Hy het nie meer go in hom, soos ons vir mekaar sal sê. En ons sien in die geskiedenis dat dit net so gebeur het. Hierdie harige bokram het die koning van Persië, Darius die derde, in 3 groot veldslae 'n nederlaag laat ly. Uiteindelik het hy gevlug van sy vesting in Susan reg oor die Persiese ryk. Hierdie harige bokram, by wie ons nou gaan stil staan, het hierdie koning van Persië reg rondom gejaag in die woestyn in en uiteindelik moes hy ingee. Geen krag meer nie, geen moed en spoed meer om voort te gaan nie, en die Mede-Persiese ryk het tot 'n einde gekom. Maar dan Daniël, terwyl hy so by hierdie rivier staan, gewaar hy hierdie oorlog en hy sien, vers 5, terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlak van die hele aarde. En ek is seker daarvan, u het nou al reeds gesien wie hierdie bokram, hierdie harige bokram is, volgens vers 21, dit is Griekeland. Uit die weste uit kom Griekeland, en daar is 'n aansienlike horing. Daar is nie 2 horings soos op die skaapram nie, maar daar is 'n aansienlike groot horing. En hierdie horing, sê die Bybel vir ons, is die eerste koning. Dis niemand anders natuurlik vandat hulle 'n wêreldryk geword het. Dis niemand anders as Alexander die Grote, die koning van Griekeland wat oor die hele aarde beweeg het. 200 jaar voordat Alexander die Grote gebore is, sien Daniël al dat daar 'n magtige leier uit Griekeland sal uitkom. Dit word aan hom geopenbaar. Nou ja, 'n bokram, 'n harige bokram. Hierdie woord harige kan ook somtyds en word somtyds in die Bybel vertaal met duiwelse. Hier kan dus gelees word dat daar 'n duiwelse bokram kom. Nou enige iemand wat al met bokke geboer het, weet presies wat dit beteken. 'n Bokram. Dit was 'n harige, duiwelse bokram. Dit praat nie daarvan dat hy noodwendig duiwelbesete was nie, maar dit praat daarvan dat hy 'n geweldige ryk en magsheerskappy gevoer het. Dat hy oor die aarde gesweef het. Onthou Daniël hoofstuk 7 sê vir ons dat daar 'n luiperd was met 4 vlerke op sy rug,
wat die spoed van die Grieke aangedui het. Alexander die Grote het soms 'n weermag van so 30.000 gehad, 'n beweeglike weermag wat vinnig beweeg het. Dit inteen die Mede-Persiese ryk wat 2.5 miljoen soldate gehad het, reg oor die ryk versprei. En die dag, toe Alexander die Grote die eerste keer teen Darius die derde geveg het, was dit 50.000 Grieke teen 250.000 Perse. In 'n oormag, maar haastig en vinnig. Alexander was 'n militêre genie. Sy strategie en sy lang spiese wat hy gebruik het en die manier hoe hy sy perderuiters gebruik het hierdie lomp groot beer heeltemal uitoorlê. Soos hierdie luiperd op die rug van die beer gespring het en hom totaal en al vernietig het. Die beer het nie die vermoë gehad om hierdie flinkse ratse luiperd enigstens te keer of te stop nie. En Griekeland het die wêreldryk geword. Ons lees in Daniël hoofstuk 8 dat hy verbitterd geraak het. Daar was ongelukkighede gewees. Hy het verbitterd geraak en Alexander die Grote het besluit genoeg is genoeg. Genoeg het Griekeland onder hierdie konings gelei van Persië en hulle het besluit om in opstand te kom en hy het op woede, in woede, sê die Bybel vir ons, op hulle afgekom. Nou lees ons dat die 2 horings van die skaapram deur die harige bokram verbreek is. Maar ons lees ook dat die harige bokram uiteindelik ook sy horing verloor het. Hierdie harde Alexander die Grote is uiteindelik verbreek. En nou lees ons hier in Daniël hoofstuk 8 dat toe hierdie aansienlike horing afgebreek het daar 4 horings in sy plek uitgekom. Dink weer aan Daniël hoofstuk 7, hoeveel koppe het die luiperd gehad? 4 koppe. Dit wys ons op die magsverdeling van Griekeland. 4 Hellenistiese Griekse ryke wat oor die wêreld gekom het. Toe Alexander dood is, uiteindelik aan sy 4 generaals gegee. Maar nou kom ons by 'n klein horingkie in Daniël 8 vers 9, wat aanvanklik klein begin het en groot geword het. Daniël 8 vers 9 sê, en uit een van die, dit verwys nou na hierdie 4 Griekse ryke, hierdie 4 Hellenistiese ryke, uit een van die, het 'n horing eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword. En die ryk waaruit hierdie klein horingkie gekom het, was die gedeelte wat aan Seleucus gegee is uit Sirië. Nou is die vraag, wie is hierdie klein horingkie? Dit kan in die eerste plek nie verwys na Alexander die Grote nie, want Alexander die Grote is alreeds oorlede. Dit het gekom na hom. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan is daar maar net een persoon op wie hierdie klein horingkie van toepassing kan wees. Dit dui ook nie op die anti-kris in die eerste plek nie. Want ons het al reeds vir mekaar gesê dat die anti-kris vanuit die herstelde Romeinse ryk gaan kom, maar hier is nou 'n horing, 'n leier het ons vir mekaar al reeds gesê by 'n vorige geleentheid, dat 'n horing dui op 'n leier wat gaan opstaan. Hier kom 'n leier vanuit 'n Griekse omgewing, vanuit Sirië, wat natuurlik Hellenisties gemaak is in daardie dae. En die man na wie hier verwys word is niemand anders as Antiochus Epiphanes. Dit is 'n man wat in 175 sy eie broerskind ook vermoor het en sy eie broer doodgemaak het om die troon te bestyg. Hy het klein begin, eenvoudig daar in Sirië, maar hy het sy hart en aangesig daarop gerig om grondgebied te wen, om die Hellenistiese konteks weer uit te brei, want daar is 'n magtige ryk op pad.
daar in Italië, in Rome, en het hy gedink, hy sal die Griekse ryk weer kan herleef, en hy het sy aandag gevestig veral op Egipte, om Egipte in die eerste plek te verower. Antiochus Epiphanes, en in sy pad was daar Israel. Want om vanuit Sirië in die noorde te beweeg, om by Egipte land uit te kom, moes hy deur Israel beweeg. Jy moet onthou, op hierdie stadium is Israel nou weer terug in hulle beloofde land. Koning Kores, die koning van die Meders en die Perse, het nou alreeds opdrag gegee dat die Israeliete kan terugkeer. Die tempel is al herstel. Maar nou lees ons hier dat hy in 'n tydperk van 170 voor Christus tot 164 voor Christus geweldige verdrukking in Israel gebring het. Vir 6 jaar en 110 dae, 2300 dae, het hy verwoesting gebring. Ons praat in die geskiedenis hier van die tydperk, die geskiedenis van die Makkabeërs, dis nou in Israel. Het hierdie koning uit die noorde op Israel afgekom en geweldige dinge oor Israel gebring. Sy tydgenote het na Antiochus Epiphanes verwys as Antiochus Epimanes, wat beteken die maalman. En hierdie dinge het Daniël gesien. Geen wonder dat hy siek geword het. Toe hy gehoor het wat gaan gebeur, toe hy gesien het wat oor sy volk gaan kom, 'n verdrukking wat op Israel gaan wees, in 170 tot 164 voor Christus. Geweldige dinge wat hy gesien het. My vriende, hierdie man, Antiochus Epiphanes, of moet ons hom ook noem, Antiochus Epimanes, hierdie maalman was 'n wrede man gewees. En dit wat hy in Jerusalem kom doen het, die wreedheid wat hy daaraan toegevoeg het, om hierdie mense te verdruk, hy het alles in sy vermoë gedoen, om die Griekse ryk op Israel af te druk. Hulle moes hulle tradisies en hulle gelowe prysgee. Hy wou hulle Grieks maak. Hy wou gehad het dat hulle weer die Griekse gode moes dien. Hy het alles in sy vermoë gedoen. Daarom het hy by geleentheid, sê die geskiedskrywers, in die tempel ingegaan en varke geslag en varkbloed oralste gestrooi om die tempel te verontreinig. Daarom het Antiochus Epiphanes die volk gedwing met die dood om hulle te dreig dat hulle varkvleis moes eet. Hy het alles wat heilig is verontheilig. Daarom het ons hier gelees in hierdie gedeelte dat die tempel verontreinig sal word, vertrap word, sê vers 13 het ons dit gelees. Daar sal geweldige dinge oor Israel gekom het. Ons sien selfs dat die geskiedenis ons leer dat Antiochus Epiphanes die Torah, die wet van Moses, verban het. Hulle mag dit nie gelees het nie. Daarom vra Daniël 8 vers 13, hoe lang sal hierdie goddeloosheid voortduur en die heiligdom vertrap word? Daniël het hierdie dinge voor die tyd gesien, dat hierdie verontheiliging sou plaasvind. Ons lees in Genesis 37, dat Jakob, dat Josef 'n droom gehad het, en hy het gesien dat daar die kinders van Jakob beskrywe word as sterre. Ons sien dat Abraham aan hom gesê is dat die kinders van Israel sal meer word as die sterre van die see, van die hemel. En nou in vers 10 wat ons gelees het, staan daar, en dit het groot geword tot by die leer van die hemel. As ons skrif met skrif vergelyk, dan sien ons Antiochus Epiphanes het hier gekom tot by die pragtige land. Want kyk nou na vers 9, wat afsluit met die woorde pragtige land, en dan loop dit oor tot by die sterre van die hemel. Dis 'n beskrywing hoe hulle Israel in daardie dae gesien het as die leer van die hemel, die sterre van die hemel, die kinders van Israel, die kinders van Jakob as die sterre van die hemel. Daarom was hierdie man se fokus op Israel gewees.
Hy het selfs probeer, sê vers 11, tot by die vors van die leer, die vors van hierdie volk. Ons het hier ook gelees in vers 24, en ook die volk van die heiliges. Dit verwys na Israel. En die vors verwys na die God van Israel. Hy kan nie die God van Israel wen nie, maar kyk wat het hy probeer doen in vers 11, sodat die voortdurende offer hom ontneem is en sy heilige woning neergewerp is. Dit praat daarvan dat hy die tempel verontreinig het, hy het die offers gestop. Geen offer sal meer aan die God van Israel gebring word nie, daarom dat hy varke en varkbloed in die tempel versprei het. 'n wrede man. Die tempel verontreinig. Maar in hierdie gedeelte is dit nou belangrik om te kyk na die man, die koning met die harde aangesig. Ons lees in vers 23, maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal 'n koning optree hard van aangesig wat listige streke verstaan. My vriende, die Bybel is 'n baie interessante dokument. Dit is die woord van God. En om aan ons dinge verstaanbaar oor te dra, dat ons kan verstaan en insien, word daar beelde aan ons gegee. Simbole word aan ons gegee. Die Here Jesus het gelykenisse vertel en vergelykings gemaak. Die koninkryk van die hemele is soos. Hy het hierdie beelde en prentjies gebou sodat ons kan insien en ons kan verstaan. Ons bevind byvoorbeeld in Genesis 3 vers 15 dat 'n beeld gebruik word van saad. En die Here Jesus net voor sy dood, in aanloop tot sy dood in Johannes hoofstuk 12, sien ons dat die Here Jesus aan die Grieke sê, as die koringkorrel, die saad, nie die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Hy verwys na sy eie lewe, die saad, waarvan Genesis 3 vers 15 praat, is niemand anders as Christus. Die saad van die vrou, volgens Genesis 3 vers 15, is Christus. Sê Galasiërs 3 vers 16, as ons skrif met skrif vergelyk. Hy sê nie saade, asof dit op baie dui nie, maar saad, dit is een, naamlik Christus, dit wys op Jesus Christus. Maar nou sê dieselfde Genesis 3 vers 15 die moederbelofte, dat daar vyandskap sal wees tussen die saad van die vrou, wat Galasiërs 3 vers 16 nou verduidelik, as Christus, en die saad van die slang. Die regte Bybelse antwoord vir wie is die saad van die slang, kan alleen wys op die anti-Kris. Die vyandskap, Christus en anti-Kris. Die vyandskap wat daar sal wees, soos die Heilige Gees werk, so is die gees van die anti-Kris nou al aan die werk. 'n lig en 'n duisternis. Nou is dit belangrik om te sien, net soos daar in die Ou Testament beelde, vergelykings was om heen te wys na Christus toe. As jy die brandoffers bestudeer, dan sien jy Christus. As jy die tabernakel bestudeer, dan sien jy Christus. As ons gaan kyk na wie daar die saad is, dan sien ons Christus. Dis tipes en beelde van Christus in die Ou Testament. Maar, net soos ons vind, dat daar beelde is van Christus in die Ou Testament, so vind ons in die man Antiochus Epiphanes 'n beeld wat Daniël gesien het om sigbaar te wys hoe sal die anti-Kris in die einde van die dae wees. Iemand wat sigbaar in die geskiedenis voorgehou word sodat mense kan sien sigbaar dit is hoe die anti-Kris sal wees. In
Antiochus Epiphanes word hierdie beeld na vore gebring, want alhoewel dit op Antiochus Epiphanes dui wat ons hier gelees het, is hier sekere inligting wat nie op hom van toepassing gemaak kan word nie. Dit wys eerder op die verre toekoms, het ons gelees. Dit word hier aan ons gesê in hierdie gedeelte, dat aan Daniël gewys sal word wat as die maat van goddeloosheid vol geword het, wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur. En dit gaan nou weer aansluit by Daniël hoofstuk 9, as hy in die verdere besonderhede hiervan sal ingaan. Maar ons sien hier binnekant 'n sigbare beeld van hierdie wêrelddiktator wat oor die aarde sal kom, die Antichrist, wat aan die einde van die dae sy heerskappy sal oprig. En het ons hier ook gelees, sy krag is nie van homself nie, sy krag kom van niemand anders, soos wat ons vind in 2 Tessalonisense 2 vers 9, wie se koms is volgens die werking van die Satan. Die Antichrist wat oor die wêreld sal kom. Ons lees van hom as een met 'n harde aangesig. Dit in hoofstuk 18, aan die einde daarvan, hierdie wrede vervolging, wat sal gebeur, veral in die middel van die verdrukking, as hy van gelaat gaan verander, as hy van die wit perd van Openbaring hoofstuk 6, sal verander na die vuurrooi perd van Openbaring, wanneer sy bloeddorstigheid na vore gaan kom, wanneer hy ook, soos Antiochus Epiphanes, in die tempel gaan staan, maar hierdie keer, dan sal die Antichrist, die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, in Daniël 9 vers 27, soos Jesus ook sê, in Matteus 25 vers 15, dan sal hy, soos Paulus dan sê in 2 Tessalonisense 2, in die tempel van God staan en voorgee dat hy God is. Hy sal ook brandoffer en slagoffer en spysoffer laat ophou en 'n wrede vervolging op Israel loods, om hulle dood te maak en van die aardbodem af te vee. Uiteindelik sal hy sy magte versamel, die Antichrist, by Armageddon, die berg van ontmoeting, om daar af te reken finaal, wanneer die konings van die aarde saam met hom sal kom. U moet onthou, ons het vir mekaar gesê in Daniël hoofstuk 7, dat daar 10 horings uit hierdie wrede monster uit sal kom, en dat daar een tussen hulle sal uitkom, die Antichrist. U sien, dit is waarna Psalm 2 ons wys, die vorste en die konings van die aarde staan gereed, en hulle hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Gesalfde, Grieks, Christus, Hebreëus, Messias. Wanneer hulle saam is, om uiteindelik die pragtige land, soos wat Daniël dit beskryf, te vernietig. Met groot slimmigheid het ons hier gelees, sal hy bedrog pleeg. Hy sal groot dinge onderneem. Ons vind hier dat die Antichrist tye en geleenthede sal wil verander. Hy sal soos Antiochus Epiphanes die Griekse kultuur op Israel wou afdruk, so sal hy sy nuwe wêreldorde op die wêreld afdruk. Tye en geleenthede verander. Een wêreld godsdiens, een wêreld geldstelsel, een wêreldregering. U ken dit al goed. Dis wat die Antichrist uiteindelik sal kom doen, wanneer hy tye en geleenthede sal wil verander. Ons het hier gelees, hy gaan groot dinge in sy hart onderneem. 'n wrede man wat oor die wêreld sal kom. Maar dan het ons gelees hier in vers 25, sonder die toedoen van mense hande sal hy verbreek word. Weereens hierdie troos, dat uiteindelik sy heerskappy geknak en gebreek sal word, soos Daniël hoofstuk 2 lees, die rots wat loskom en die beeld by die voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei tref. Soos ons in Daniël hoofstuk 7 lees, dat die oue vandag gaan sit het en die koningskap en die heerskappy van hom af weggeneem het, en dat hy in die vuurpoel gewerp is, soos wat ons ook vind in die boek Openbaring, dat hy in die poel van vuur gewerp is, soos Paulus ook sê in 2 Tessalonisense hoofstuk 2, dat hy hom tot niets sal maak met die swaard, met die woord, met die asem wat uit sy mond uitgaan.
Uiteindelik sal hy vernietig word. Maar vriende, hierdie boodskap vanaand rig weer eens 'n ernstige waarskuwing. Daniël het nie net 12 jaar vorentoe gesien na die begin van die Mede-Persiese ryk nie. Hy het nie net 220 jaar gesien na die begin van die Griekse ryk en 200 jaar met Alexander se geboorte nie. Hy het nie net verder vorentoe gesien na Alexander se dood en die verdeling van die koninkryke en nog jare vorentoe na die lewe van Antiochus Epiphanes nie. Hy het ook verder gekyk en hy het gesien dat die anti-kris oor die wêreld sal kom. Hy het in die verre toekoms ingesien. Hy het my en jou daar gesien. Daarom dat Johannes sê, kyk, die anti-kris kom. Hy is die wêreldleier wat sy verskyning gaan maak. Daniël het ons tyd gesien. Die tyd van die einde. Op ons, op wie die eindes van die eeue gekom het, sê Paulus in die boek Romeine. Hy was in angs. My vriende, as ons hierdie dinge lees oor wat gaan gebeur, as ons sien die wreedheid waarmee hy gaan kom, dan behoort dit ook hier in ons 'n narheid te werk. As ons die verskrikking sien wat oor die wêreld gaan kom, ons lees in die boek Openbaring dat Jesus, wanneer hy uiteindelik gaan kom, die parskyp gaan trap van die grimmigheid van God. As ons die toekomsdinge moet insien en verstaan, dan behoort dit hier vrees en bewing in ons harte werk. Maar in dieselfde asem behoort dit in ons 'n evangelie ywer te werk, om mense dringend te waarsku, dat hulle hul tot God moet bekeer, dat hulle waardig geag mag word om hierdie dinge te ontvlug, soos 1 Tessalonisense 1 vers 10 ons ook leer, dat Jesus die een is wat ons van die toekomstige toorn kan verlos, soos 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want die kinders van die Here is nie bestem vir die toorn nie, maar om die saligheid te verkry. God wil die mense verlos, hy wil ons uit hierdie wraak uithaal, hy wil ons uit hierdie groot verdrukking uithaal, soos Matteus 24 vers 21 sê, dat ons dit nie sal sien en beleef nie, maar daarvoor moet 'n mens hom tot God bekeer. Anders sal hy hierdie een wêreldstelsel beleef en sien met sy eie oë, en die verdrukking wat op mense toegepas gaan word, die moord en die doodslag, die roof en die bedrog. Anders sal hulle dit sien as hulle hul nie tot God bekeer nie. Daniël waarsku in die Ou Testament, in die verre verlede, vir ons wat in die verre toekoms lewe, bekeer julle tot God, sodat ons hierdie dinge kan ontvlug. Dis die roepstem van Daniël hoofstuk 8, dat ons tot God moet bekeer, om hierdie dinge te ontvlug. Wil u wat na my luister of inluister, nie vanaand vir die Here sê, Here, ek bekeer my tot u, ek gee my hart, my lewe aan u, ek maak my saak met u reg. Vanaand is daar nog geleentheid. Die een wat in genade na ons toe kyk, wie se arms oop is, nooi nog vanaand. Maar daar sal 'n dag kom wanneer 'n man kom met 'n wrede, harde aangesig en verdrukking op die wêreld bring. Maar vanaand nog geleentheid, vanaand nog kans om reg te maak, uit te sien na 'n wonderlike heerskappy van 'n rots wat oor die wêreld sal kom, Jesus Christus se koninkryk. Wanneer hy op die wolke sal verskyn, soos Daniël hoofstuk 7 sê, en oorwinning bring. Amen. Juich o volke, juich handklap en betuig, voor die hier lofreg wees en God verheug. Sing hom lof en prys op verhewe wys, want bo al wat lief en voor hom moet beef, sal sy scepter
Allerhoogste en groot is God die Heer. Psalm sing tot God seer weet dat hy regeer. Hy het opgevaar, koning is hy daar, van die heidendom vorst en volke kom, om sy volk te wees, Abrahams God te vrees, skuld en teer weer is van u, o Heer. Sing dan jubelend bly, boeg verhewe sy.